Goeiemôre. Ek groet u in die naam van Jesus Christus. Ons gaan vandag verder met hierdie tema van soek getroue mense wat bekwaam sal wees uit elke stam, nasie, volk en taal. Bekwaam sal wees vir wat? Om disippels te wees en disipelmakers te wees. So hierdie is dan nou les nommer 28 van die weg. En ek begin dadelik by paragraaf wat sê, toe Jezus sy disippels na 'n nuwe gebied gestuur het om die koninkryk van God te plant, het hy hulle nie geleer om 'n geskikte gebou vir die oes te soek nie. En jy weet net so goed soos ek, hoe belangrik het geboue geword in die denke van die mens, veral in die leiers van die moderne kerk. Hulle rig paleise en vreeslike duur en mooi en wonderlike geboue op. Ek het dit self gedoen. Ja, ek het dit self gedoen. Maar prys die Here, ek het my bekeer. Hoekom? Omdat die Here met my gepraat het daaroor. So, die opdrag van die Here is dat ons terugkeer na sy weg, die weg, sy wees, sy gedagtes. Ek het my gedagtes vernuwe. En ek het dit in boekvorm vrygestel. Daar is boeke wat jy kan lees om te sien hoe die Here my aangeraak. En hoe die Here my gedagtes en my denke vernuwe en verander. So ek gaan voort met hierdie les. Ons is baie belangrike gedeelte wat prakties is. Dis hoe ons behoort te lewe, elke dag van ons lewe. Dit hoef nie elke dag te wees nie, maar ons moet tyd maak om disippels te maak. So met getroue mense kry wat later hulle bekwaamheid sal demonstreer. Maar sonder getrouheid sê jy, al is jy hoe talentvol, jy gaan nie bekwaam wees nie. Jy gaan miskien baie weet en jy gaan miskien baie talentvol wees. Maar daar is baie meer op die spel as net dit. Die eerste belangrikste ding is om getrou te wees. Julle sal onthou dat toe ek gepraat het oor baie is geroep, min is uitverkies en nog minder is getrou. Getrouheid, dis waar dit begin, en getrouheid is waar dit voltooi en volbring word. Uiters belangrik. Nou, Jezus stuur mense uit na die gebiede, wat sê hy? As jy gaan soek die regte mense. Soek manne en vroue van vrede. Soek 'n huis van vrede. Ek gaan nou vir julle verduidelik wat beteken dit. Maar wat het die kerk geword? Die kerk het geword, soek 'n silo om die graan in te berg. En roep dan die graan om in te kom. In plaas van doen wat die Here sê, gaan na waar die graan is en bring die gerwe in. Na God se koninkryk toe. Nou dit is belangrik dat ons hierdie ding reg sal bedink in ons kop. Dat ons die prentjie sal reg kry, so dat ons volgens die prentjie wat in ons gedagtes is, in ons werke gedemonstreer sal word. Want, soos mense in jou siel bereken, so is jy, so tree jy op, en so praat jy. So daar moet 'n totale vernuwing kom. Ons moet die Here vertrou om ons te verander, ons vernuwing van ons gemoed, vir ons te versnel. Nou wat het Jezus dan wel gedoen? Hy sê, gaan soek die mense wat honger is. Gaan na die hoeke, op die hoeke van die strate, gaan af in die strate, gaan na die kruispaaie en nooi mense, nooi hulle. Hoe nooi hulle? Jy vertel vir hulle die wonder van die bruidegom en sy koninkryk. Soek eers die koninkryk. Nou kom ons kyk na wat staan hier so in ons lesing, in ons lesmateriaal. Hy het gesoek na die regte mense, met harte wat honger en dors na God en sy koninkryk. Is dit nie wat ons net nou in die vorige les behandel het, wat hy sê, soek eers die koninkryk. So wat doen God? Hy werk in mense se harte om die koninkryk te soek, die koning en sy geregtigheid. Nou moet ons daai mense raakloop, en dis waar ons moet slimmer optree. En dit kom deur gebed en deur in 'n juk saam met Jesus gejuk te wees, om te werk waar Jesus werk. Hy is aan my regterhand, maar my regterkant en die regterloop van die juk, en ek is aan die linkerkant.
en ek volg die leieros, dis hoe ons osse ingespan is, né? Die sterkste leieros is aan die regterkant voor, en hy gee die pas aan. So ons moet gejuk wees met Jesus. Onthou julle dat ons dit behandel al in 'n les voorheen, van Matteus 11, waar hy sê, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is. Die lewe maak ons klaar, maak ons gaar. Ons raak vermoeid, ons raak moedeloos. Ons is belas met verkeerde laste. Ons dra laste wat die Here nie op ons lê nie. Want die Here se juk is sag. En sy juk gaan na waar die verlorenes is. Gaan na mense wat getrou sal wees. Moenie na smart mense gaan nie. Moenie na die ryk mense gaan nie. Wel, daar's ryk mense wat ook getrou kan wees. Gaan dan na die getroues toe. Dis die norm. Rykdom en smartheid en geleerdheid is nie die norm nie. Getrouheid is die norm nommer 1. Want dit gaan daar eindig. Want die wat saam met Christus is getrou. Bly getrou. Nou, ons moet 'n oog vir die oes ontwikkel. Ons moet nie 'n oog vir geboue en vir smoke machines en vir mooi gordyne en mooi prediking en mooi dit en mooi worship en die en daai. Natuurlik is goeie prediking belangrik. Natuurlik moet ons die Here aanbid met alles wat in ons is. Maar jy moet eers die koninkryk soek. Mense soek die lekkerste kerk waar hulle kan inpas. Soek die koninkryk en die koning sal jou lei waarheen jy moet gaan. Want die res sal vir jou bygevoeg word. Maar moenie soek wat jy wil hê nie, soek wat die Here wil hê en die res sal vir jou bygevoeg word. Ons moet met ander woorde 'n oog ontwikkel vir die oes. Want die Here is die Here van die oes. En dan moet ons die deernis van die Vader vir die verlore mense aanleer. En die barmhartigheid van Christus. Hy sê, gaan leer wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê. Ons moet 'n kompassie begin kry vir verlore mense. Ons moet hulle soek waar die Here ons lei, waarheen hy ons lei. Die deernis van die Vader moet ons deernis word. En die barmhartigheid, die passie van Jesus vir verlorenes, moet ons passie wees. Ons moet ook bereidwillig wees om te gaan na plekke wat nie so gerieflik is nie. Ons moet nie ons lewe net inrig vir the good life nie, vir dit wat gerieflik is nie. Ons moet gaan waar die Here ons heen lei, waar die mense is wat die Here wil bereik. En ons is sy voete, ons is sy hande, ons is sy oë, ons is die mond wat die woorde moet uitspreek, dat die mense dit kan hoor en kan glo in hulle harte. Dit is wat ons moet doen. So ons moet ons oog ontwikkel vir die Here van die oes se prioriteite. Ons moet bereidwillig wees om te gaan waar hy ons lei. Ons sing daai ou Halleluja liedjie wat sê, waar hy lei, daar sal ek mee gaan. Dis wat ons moet doen. Ons daai liedjie sing ons nie meer nie. Ons sing nou ander liedere. Daar's baie mooi liedere wat ons die Here mee prys en loof. Maar weet jy wat? Ons moet hou by die beginsels van die koninkryk. Ons moet onsself gee vir die verlossingsplan van die Vader deur sy Seun. Ons is medewerkers van God. Ons kan nie vir God werk nie. God soek medewerkers. Met ander woorde, ons moet werk waar hy werk. Ons moet wees waar hy is. Ons moet besig wees met die mense waarmee hy besig is. Ons moet sommer net mense konfronteer en ons koppe stamp en afgejak word nie. Ons moet sensitief wees. Ons moet 'n oog hê vir die oes. Sensitief vir die leiding van die Heilige Gees. Medewerkers van God is ons. Daarom moet ons die Here van die oes bid en vra dat hy ons sal instuur na die regte mense, instuur in sy oes. Regte mense wat honger is vir God. Gebed is dis die uiters belangrike eerste stap. Bid die Here van die oes. Dat jy sal wys wie is hierdie mense, dat jy daar sal ingaan en hulle gaan haal.
As ons bid, dan demonstreer ons afhanklikheid van God. Maar as ons soms eie ding doen, ons het 'n visie, ons gaan nou dit doen, ons beplan nou dat, kom môre hier by mekaar, dan gaan doen ons dit en dat en dat. Ons moet by die Here hoor, en dan met die Here ons stuur. Dis regtig 'n baie belangrike beginsel. Hoekom? Want Jesus sê, kom na my toe en leer van my. Ek is sagmoedig en nederig. Kom in 'n juk met my. Wees in my juk. Hy's sag en hy's lig. Die las is lig. Hoekom is hy sag? Dit gaan oor siele. Hoekom is die las lig? Dis 'n las dat siele gered moet word. Matteus 11 vers 28 sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Ons moet in die rus van die Here kom. Hy sê, hy lei sy skape na waters waar rus is. Groen weivelde. Ons moet nie angstig en vermoeid en belas wees nie. Vers 29 van Matteus 11 sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Kan ons nie net by die huis sit en daar wag tot die Here iemand na ons huis toe stuur nie? Dis nie wat die Here sê nie. Die groot opdrag is nie sit en wag nie. Die groot opdrag is bid, die Here van die oes, dat hy jou sal stuur in sy oesland in. En dan om te gehoorsaam en uit te kyk vir die mense wat hy na jou op jou pad bring en wat hy vir jou laat ontmoet en met jou begin geselsies aanknoop en jy met hulle en jy sê agterkom aan die Here is in hierdie saak. Ons kan nie net sit en wag dat iets moet gebeur nie. Ons moet uitgaan en te gaan soek waarvoor ons gebid het. Wanneer ons saam met Jesus werk om sy lewende kerk te bou, dan gee ons erkenning dat ons 'n submissie het. Submission is om onderdanig te wees in die Here. Né? Maar mission is om op 'n sending te wees. Sub beteken ondergeskik aan Christus se sending, aan die Heilige Gees se sending. So ons onderwerp ons aan God, ons weerstaan die duiwel en die duiwel vlug van ons af weg en ons kom met die siele uit. En ons bevry die siele met God se teenwoordigheid. Dan, Lukas 10 vers 5 en 6 sê, hy sê, hy wys ons daaraan watter huise moet ons gaan, en watter mense moet ons soek, watter huisgesinne moet ons soek. Hy sê, jy moet soek na 'n man van vrede, 'n huis van vrede, 'n gesin van vrede. Wat is hierdie vrede? Hierdie vrede het direk te doen met Romeine 5 wat sê, die straf vir ons oortredinge was op Christus. Ja? En Christus het vir ons vrede aangebring, met ander woorde versoening met God. Daai woord vrede het te doen met versoening met God. Dis die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dis daai versoening met God. So soek 'n man van vrede. Dit beteken, dis mense wat hunker na vrede by God. Hulle soek om met God versoen te wees. Want God werk al 'n hele ruk in hulle, trek hulle en praat met hulle. Nou moet God se mense net, die soldate van die koninkryk moet nog gaan en die evangelie verkondig, sodat hulle die evangelie kan hoor en kan glo, want dit is 'n krag van God tot redding, vir elkeen wat dit glo. Redding, dit is versoening, dit is die woord vrede. Soek 'n man van vrede, soek 'n huis van vrede. Op ander woorde, hy sê, die werklike Griekse betekenis daarvan is om daai vrede is om vryheid van alle benoudhede wat uit sonde voortspruit. Om vryheid te hê. Vrede is om vryheid te hê van die molestasies van aanklagte en benoudhede wat uit sonde voortspruit. Maar as mense wat hunker om vry te kom van hierdie sonde wat hulle so tuister in hulle families, in hulle huis, in hulle huwelik en wat ook al, dat die Here hulle sal vrymaak van daai molestasie, vrymaak van daai benoudhede. Dit is 'n man en 'n vrou van vrede. En ons moet besef, daar's baie mense wat sukkel hiermee. En dan moet ons soek na iemand wat waardig sal wees vir hierdie vrede en seën. Jy moet nie sommer net met ou wat ongeskik en God haat en wat ook al, sommer net begin praat nie. Mors jou tyd, jy werp die parels voor die swyne.
Jy moet die Here volg, jy moet die Here gehoorsaam, soek 'n man van vrede, iemand wat soek na vryheid van sonde en die gevolge van sonde. Nou hierdie skrif leer ons om te bid vir 'n man of 'n vrou van vrede, of 'n huis van vrede, of 'n gesin van vrede. Ons doen dit sodat God die regte mense met ons in aanraking bring, of om ons te lei na die regte mense, om hulle te ontmoet, met hulle geselsies aan te doop en te vriende te maak met hulle en te begin om die evangelie met hulle te deel. Ons moet gaan na waar die mense is, waar hulle woon, waar hulle werk. Dis die Oesland, en ons moet soek vir 'n man en 'n vrou van vrede, of 'n familie van vrede, en dan moet ons met hulle begin werk, en die res sal net kom. Ek sê vir jou, daai mense sal dit gaan vertel, hulle gaan getuig, en dan gaan daar nog meer mense kom, en nog meer, en ek sê vir jou, die kerk kan groei oornag. Dis herlewing. Dis baie belangrik om Jesus toe te laat om sy kerk op sy manier te bou. Dis sy weg, dis sy manier, dis sy oesland. Hy is die Here van die oes. Ons moet bid en die Here vertrou. Hy kies wie hy wil bereik. En hy berei hulle voor, sodat as jy daar kom, is dit soos 'n ryp vrug wat in jou skoot val. Die Here van die oes moet in beheer wees van sy oes. Daarom moet ons bid, sodat ons sy stem kan hoor, hom kan gehoorsaam, om sy voete te wees en sy stem te wees, wanneer ons vir mense wat verlore is en wat honger en na verlossing en bevryding, dat ons vir hulle kan preek die evangelie wat hulle sal verlos. Met die hart van die Vader moet ons weer op die mense ons weer terug gaan na daai selfde mense toe, met die hart vir die Vader, want dan moet opgevolg word. Die mense moet opgevolg word. Want ons evangeliseer, ons bereik hulle dan, maar dan moet ons hulle weer opvolg. En dit is wat disipelskap is om aan te hou, leer, en hulle kry dat hulle doop, en dat jy weet dat hulle gedoop word, en dat hulle die Here ten volle gehoorsaam, soos wat die skrif is. Hulle moet gedisipel word, dis soos kinders groot maak. So dan moet opvolgwerk wees. Het kan nie net kinders laat gebore word en hulle net daar los sonder melk en versorging en skoondoeke en wat ook al nie. Ons moet hulle disipel, totdat hulle volwassenheid bereik. En dat hulle self doeltreffende disipelmakers sal wees. Op dieselfde manier as wat Christus vir ons leer ons hulle. En hulle leer weer hulle disipels. Almal maak disipels. Ten laaste wil ek net vanaf vir julle sê, julle kan gaan kyk na daai, ek het dit in julle aantekeninge, ASK is die akroniem, A-S-K, dis eintlik Engels. Ask is om te vra. Die A staan vir ask. Vra, en hou aan om te vra. Vra die Here vir die oes, om sleutelmense, mense wat soek na verlossing en bevryding, wat God soek en honger na geregtigheid. Soek hulle, vra die Here vir hulle, en dit sal julle gegee word. Die Here sê, bid, en vir julle sal gegee word. Hy beloof dit. En dan, die S is soek. As jy gevra het, dan moet jy begin soek die antwoord wat die Here vir jou stuur. Jy moet daai mense soek, en die Here gaan hulle met jou laat ontmoet. Die Here bewerk hierdie goede. Ek kan vir julle vertel, verhaal op verhaal, hoe die Here dit in my gedoen het. So, ons bid eers, ons vra, ask, en dan seek, soek, en dan kry ons daai mense, ons ontmoet hulle, die Here sorg dat ons by mekaar uitkom, of die Here stuur jou na mense toe met 'n woord, en jy gaan, en dan sien jy, hoe ontvou die ding reg voor jou. En dan, ask, die laaste woord in die akroniem ask, is K, dis klop, of knock. Klop aan die deure van die mense, gaan na die mense se huise toe, gaan na waar die mense is, klop daar, klop aan hulle harte ook, en die deur sal vir jou oopgemaak word. Die Here sê, vra en vir jou sal gegee word, soek en jy sal vind, en klop en vir jou sal oopgemaak word. Dis waarvoor die Here daai lering gegee het. Hierdie akroniem is 'n Engelse akroniem van ask, wat beteken vra. Maar die Here bedoel eintlik daarmee ook in sy lering wat hy gegee het, los die 99 wat klaar gered is en gaan soek daai wat nog nie gered is nie. En hou aan om dit te doen. Hou aan om te bid, hou aan om te soek, hou aan om te klop. En jy sal sien, die Here bou sy kerk en jy bou saam met hom. Tot volgende keer. Baie seën vir julle.